Ek wil net weer eens vir julle almal sê baie welkom en ek glo dat die Here sy woord in ons hart regtig gaan lewend maak. Hierdie is regtig waar 'n baie interessante brief en ons gaan nou kyk na die tweede hoofstuk daar vanaf vers 13 en ek dink ons sal doen tot by vers 16, daai 4 verse, want ek doen nou maar so nie te veel verse op 'n slag nie. Want mens wil nie deur die ding jaag nie, want dit help nie. So ek vertrou dat dit is vir julle op baie goed, want dan kan 'n mens regtig waar die ding volg en agterna dit weer lees en ek glo dan sal dit die brief ook vir julle baie meer beteken as julle dit weer agterna lees. Nou hy sê in vers 13 en daarom dank ons God onophoudelik dat julle nadat julle die woord van God van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. Want julle broers en susters het nie of het die voorbeeld gevolg van die gemeentes van God in Christus Jesus wat in Judea is, omdat julle dieselfde dinge onder julle eie mense gelei het as hulle onder die Judeërs. Hulle wat die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons ernstig vervolg het, wat God nie tevrede stel nie en vyhandig teenoor alle mense is en wat ons verhinder om met die heidene te praat sodat hulle verlos kan word. So het die Jode se sondes in elke opsig hulle volle maat bereik en die oordeel het uiteindelik oor hulle gekom. Wat 'n ongelooflike paar verse. Nou hy begin en daarom dank ons God onophoudelik dat julle nadat julle die woord van ons ontvang het, dit nie as 'n woord van mense aanvaar het nie, maar waarlik as die woord van God, die woord wat werksaam is in julle wat glo. In die vorige paragraaf het Paulus die Tessalonisense aan die ware aard van die apostels se bediening tussen hulle herinner. In sy skrywe het hy telkens teruggekeer na sy aan julle die evangelie vertel. Byvoorbeeld 2 vers 2, 4, 8 en 9. Dit is dan die tema waarna hy terugkeer in hierdie tweede dankseggingsgedeelte. Hier dank hy die Here vir hulle reaksie op die verkondiging van die woord. Ek weet hy bedank hulle want hy sê hulle die woord ontvang nie asof dit net van mense afgekom het nie, maar hulle die woord ontvang asof dit werklik van God afgekom het. En dis baie belangrik as ons op daardie manier ook na die woord luister en as ons die woord lees, dat ons regtig sal glo dat dit is die Here wat met ons praat. Het sy direk deur die woord of dan deur 'n prediker wat vir ons die woord bring. Goed, hier kry ons weer die kenmerkende nie maar in hierdie brief. Onthou ons het voorheen gesien waar Paulus praat, nie dit nie maar dit. En hier kry ons dit weer. Hulle het nie as die woord van mense aanvaar nie, maar waarlik as die woord van God. So nie maar. Hulle het die woord by die apostels gehoor, maar het aangeneem as die woord wat vanaf die ewige God afkomstig is. Hoewel die woord deur mense verkondig is, het dit nie menslike oorsprong nie, maar kom van die lewende God homself. So baie belangrik hoe dat hierdie gemeente dan ook die Here se woord ontvang het. Hierdie woord, sê Paulus, is die woord wat werksaam is in julle wat glo. Met ander woorde wat Paulus hier sê, dat as ons die woord van die Here ontvang, dan werk die woord ook binne in ons. En deur die Heilige Gees natuurlik wat dit lewend maak. Dis baie belangrik om dit te onthou. As die Heilige Gees nie die woord lewend maak nie, dan bly dit eintlik maar letter, soos wat Paulus dit op 'n ander plek
so baie duidelik uitspel aan die Korintiërs, dat dit gaan nie altyd net oor die letter nie, dit gaan oor die gees wat die letter lewendig maak. Die Thessaloniërs het geloof in God gehad. Dit het ons gesien in 1 vers 3 en vers 8. En dan ook sal julle nog sien in 2 Thessalonisense 1 vers 10. En die evangelie boodskap het kragtig in hulle gewerk. Hoofstuk 1 vers 3 tot 5. En dan kan julle ook kyk na Romeine 1 vers 16 wat sê, Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God vir elkeen wat glo. En dan Filippense 2 vers 13 sê hy, dis God wat in julle werk om te wil sowel as te werk na sy welbehae. Die nuwe vertaling sê, dis God wat in julle werk om julle hy werk in julle om julle bekwaam te maak in die woord. Met ander woorde, as jy die woord ontvang, dit bring 'n verandering in jou en dit onderrig jou en dit gee jou ook vermoëns om sekere dinge dan uit te voer. Die werking van die woord in die lewe van gelowiges is ook gewortel in 'n Ou Testamentiese profetiese uitspraak, naamlik Jesaja 55 vers 11. Hy sê, net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. So hier kom die Here en hy sê in die Ou Testament dat sy woord sal nie vrugteloos na hom toe terugkeer nie. As daardie woord ontvang word, ek dink 'n baie goeie gelykenis wat die werking van die woord baie duidelik in ons harte illustreer, kry ons daar in Matteus 13, die gelykenis van die saaier. Onthou net, Jesus het al uitgeleer dat sê hy, die saaier saai die woord, en dan is daar op rotsagtige plekke, dit is die woord word weggeneem voordat dit vrug kan dra, dan is daar wat tussen dorings en dit, daardie woord kan nie vrug dra nie, want dit word doodgedruk deur die sorge van die lewe ensovoorts, maar uiteindelik dan kom hy by die woord wat hy sê, wat vrug dra. Dit val op die goeie grond, en dan dra dit 30voudig, 60voudig en selfs 100voudig vrug in ons lewe. En dis presies wat Paulus hier vir hierdie mense sê, omdat julle die woord nou nie ontvang het asof dit van mense afkom nie, maar asof dit van God afkom, het dit werklik in julle gewerk, en jy kan ook dan sê, dan dra dit uiteindelik ook vrug in hulle lewe. Ons het onthou, die evangelie is nie 'n klomp filosofiese feite nie, maar 'n boodskap waardeur die koning, dis die Here, homself lewens verander. Die woord, dit is die Here wat deur sy woord lewens verander. Die eerste wat gebeur is wanneer jy die woord hoor as 'n sondaar en jy ontvang dit in jou hart, dan kom die Heilige Gees en hy bevrug dit en wedergeboorte vind plaas en jy word 'n nuwe mens, 'n nuwe mens wat nou 'n kind van die Here is. Maar daarna, soos wat ons aangaan, wil die Here ook hê dat daar moet vrug in ons lewe wees. En daai vrug kom ook deur die woord wat in ons harte ingaan en wat die Heilige Gees lewend maak, en dan kom daar ook vrug na vore in ons lewe. Nou gaan hy aan in vers 14, want julle broers en susters het die voorbeeld gevolg van die gemeentes van God in Christus Jesus wat in Judea is, omdat julle dieselfde dinge onder julle eie mense gelei het as hulle onder die Judeërs. Paulus het al reeds in hoofstuk 1 vers 6 gekonstateer dat die gelowiges navolgers van hulle en van die Here geword het, omdat hulle die woord onder baie verdrukking met vreugde van die Heilige Gees ontvang het. Hierdie vers brei uit op hierdie gedagte en sê dat hulle die voorbeeld van die gemeentes in Judea nagevolg het, omdat hulle dieselfde dinge onder hulle eie mense gelei het as daardie gemeentes
onder die Jode. Kyk maar na byvoorbeeld Handelinge 17 vers 7 sê hy, en hulle almal tree op teen die wette van die keiser, deur te sê dat daar 'n ander koning Jesus is. Sien julle, omdat hulle gesê daar's 'n ander koning Jesus, daarom het hierdie mense, die Romeine, dan veral hulle vervolg, want onthou net, die Romeine het 'n veel godedom gehad, en omdat die Christene nie hulle gode wou erken, het hulle geglo dat as daar goed soos droogtes kom of enige natuurrampe, dan het hulle geglo dis die gode wat kwaad is, omdat die Christene hulle nie wil aanvaar as gode nie. En daarom is een van die redes waarom hulle dan ook die Christene so ernstig vervolg het. Want hulle het dan ook gesê, daar's net een koning en sy naam is Jesus. Die feit dat hulle navolgers van daardie gemeentes geword het, beteken nie dat hulle willens en wetens daarna gesoek het om vervolg te word. Ek dink nie enige mens wil vervolg word. In jou menswees wil jy graag stil in 'n rustige lewe lei waar jy vrede het, en kom ons vat nou maar die Suid-Afrikaanse model. Jy wil nie 'n land hê wat vol misdaad is en al daai tipe van goed nie. Wat nou nog van mense wat vandag nog in sekere lande leef waar hulle vervolg word vir hulle geloof en waar hulle doodgemaak word as hulle glo. So dit is 'n geweldige ding, en weet jy, dit vind al hoe meer en meer in die weste plaas, miskien nie deur mense nou hulle koppe afgekap word of so nie, maar waar die Christendom veral word geweldig teëgewerk in sekere westerse lande. Ek het byvoorbeeld nydag gesien, ek het dit nydag iewers genoem, ek kan nie onthou waar nie. Ek dink was in kerk van daai sokkerspeler wat vir een of ander klub gespeel het, en hy het onder sy sokkertrui het hy 'n T-shirt gedra met die woorde I belong to Jesus. En hulle het hom verskriklik daaroor aangevat, want hulle het gesê godsdienst hoort nie in die sportwêreld nie. Maar ek wil julle waarborg, dis nie dieselfde druk op ander gelowe nie. Jy kan maar kyk, dis altyd die Christendom wat daar probleme mee is. So, dit is maar 'n ou ding, die duiwel is kwaad, hy hou nie van Christene nie, hy hou nie van die boodskap wat ons verkondig nie, en dis hoekom hy mense ook aanhits, uiteindelik om Christene te vervolg. Maar, dan sê ek weer, hulle het dit nie gedoen, omdat hulle nou so graag vervolg wou word nie. Wat maar gebeur het, is dat hulle omstandighede het dit eerder in die hand gewerk, dat hulle die gemeentes in Judea se voorbeeld gevolg het. Met ander woorde, waar hulle vervolg was deur die Jode, was hierdie mense weer vervolg deur hulle eie mense. Nie altyd die Jode nie, wel die Jode het ook 'n rol gespeel in die heidense lande, maar dit was ook veral dan hulle eie volksgenote wat nie van hierdie nuwe leer gehou het, waar hulle gesê het, daar's net een Here en dis Christus nie. Vers 15. Hulle, nou praat hy spesifiek van die Jode. Hulle wat die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons ernstig vervolg het, wat God nie tevrede stel nie en vyhandig teenoor alle mense is. Hier wil ek net ter inleiding 'n paar dinge sê. Nadat Paulus 'n vergelyking getref het tussen die vervolging wat die Tessaloniërs aan die hand van hulle volksgenote deurgemaak en die manier waarop die Jode die gemeentes in Judea vervolg het, loods hy 'n sterk aanval teenoor die Joodse mense. Dis wat nou hier gebeur. Op die oog af is dit moeilik om hierdie aanval van Paulus in vers 15 en dan ook vers 16 met sy diep besorgdheid wat hy oor sy mense in Romeine 9 tot 11 daar uitdruk om die twee met mekaar te versoen. Ek meen daar in Romeine praat hy van hoe dat hy begeer
dat sy volk gered moet word. En dit gaan, Romeine 9, 10 en 11 gaan spesifiek oor die redding van die Jode, wat vir hom so belangrik is, sy eie mense. Maar hier kom hy, en hy vat sy eie mense geweldig aan. Nou, dit lyk op die oog af, of jy nie die twee skrifgedeeltes kan versoen nie. Maar, ons het onthou, dat hierdie skerp retoriek is egter nie uniek by Paulus nie, want in Romeine lig hy die feit uit dat die Jode in rebellie teen God is en dat slegs 'n oorblyfsel in sy dae gered sal word. Met ander woorde, dit was nie uniek dat hy nou skielik nie, ek meen selfs in Romeine bring hy dit duidelik uit, dat daar sal maar 'n oorblyfsel, die wat werklik glo, hulle sal gered word. Romeine 9:27 en ook Romeine 11 vers 15. Die grootste gros van hulle was verhard, volgens Romeine 11 vers 7. Dis 'n situasie wat in die hand gewerk het, dat heidene ook by God se volk ingesluit kon word. As jy kyk na Romeine 11 vers 11 en verder. God het egter nie die Jode verwerp nie, wat duidelik na vore kom in die redding van hierdie oorblyfsel volgens Romeine 11 vers 1 tot 5. Paulus maak ook sy begeerte dat almal gered moet word, baie duidelik uit, spreek hy dit uit in Romeine 11 vers 23 tot by vers 26. Paulus was baie ver daarvan af om anti-Joods te wees. Hy het sy eie mense lief gehad en daarna verlang dat hulle tot redding sou kom. Romeine 9 vers 1 tot 5 en ook Hosea 10 vers 1. Dank die Here dat baie Jode tot vandag toe tot redding kom. Ons dink aan die messiaanse Jode wat hulle van praat, is Jode wat die Messias aanvaar, Jesus, en dan ook hier by ons die organisasie Jews for Jesus wat in Amerika ontstaan het en wat ook baie sterk hier by ons is, waar hulle baie sterk onder hulle eie volksgenote werk en wat baie Jode werklik ook by die Here Jesus uitkom, en daarvoor dank ons die Here. Die beskuldigings wat ons hierdie gedeelte in Tessalonisense kry, moet in die lig van die breër konteks van Paulus se lering in oënskyn geneem word. Die negatiewe punte hier is deels as gevolg van die vervolginge wat die apostels en sy medewerkers uit die hand van die Jode van stad tot stad in die Romeinse Ryk ondervind het. Ons moet onthou dat Paulus die heidene ook nie enige kritiek gespaar het nie, aangesien hulle self aan afgoderry en allerlei losbandigheid skuldig gemaak het, wat tot gevolg gehad het dat hulle God se openbaring verwerp het. As jy kyk na Romeine 1 vers 18 en ook verder daar. Paulus het nie in die sin van die woord polities reg opgetree nie en het die volle raad van God in al sy fasette verkondig. Ek meen Paulus het nie doekies omgedraai. Hy het nie terwille van kom ons sê nou, hulle sê mos jy tree polities reg op, as jy nou nie die woord bring, jy sê nou ja, hy het dit nie so bedoel nie, dit is so of so, wat ook al. Hy het nie doekies omgedraai nie, hy het die woord baie, hy sê een plek, hy sê vir daar, ek dink is vir die Efesiërs daar in Handelinge, sê ek het nie nagelaat om aan julle die volle raad van God te verkondig nie. Hy het nie sekere dele uitgelaat sodat om hulle nou te laat goed voel nie. So dis baie belangrik. Hierdie afdeling gee niemand egter reg om antisemities te wees nie. So dit is ook nie wat baie mense wat vandag, ek meen julle hoor dit baie, hulle is antisemities en dis nie reg nie. Die Jode is ook mense wat Jesus voor gesterf het en hy wil ook hê dat hulle gered moet word. Paulus bou soos 'n profeet van ouds 'n saak teen sy eie mense en noem al hulle oortredinge wat goddelike wraak verdien. In die eerste plek, as ons dan kyk na
vers 15a, het hulle die Here Jesus en die profete doodgemaak. Of hulle Jesus nou fisies doodgemaak het, al dan nie, is nie ter sake nie. Aangesien die vroeë kerk die Jode saam met die Romeine as medepligtiges beskou het in Jesus se dood. So dit was 'n baie en dis een van die dinge wat ook veroorsaak het dat daar groot haat teenoor die Jode ontstaan het, veral die dinge wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het, waar die Jode so ongelooflik doodgemaak is, was daar baie Christene wat gesê het dis hulle verdiende loon, omdat hulle Jesus gekruisig het. En onthou, hulle het dit nie fisies gedoen nie, maar hulle het daarvoor gevra. Hulle het dit uitgeroep, kruisig hom. Maar eintlik, dit is 'n geweldige ding. So, ons moet dit onthou. Hulle het Jesus nie fisies gedoodgemaak nie, maar die vroeë kerk het hulle as medepligtig beskou in die kruisiging van Jesus. In Handelinge 2 vers 23 sê Petrus, met die hulp van wettelose mense, het julle, die Jode, hom aan die kruis vasgespijker en vermoor. So dit was 'n hele ding by die vroeë kerk waar hy dit gesê het. Ek weet as jy kyk na Petrus, dis sy toespraak wat hy gebring het daar na Pinksterdag, en hy het dit gesê, hulle het hom vermoor. En kyk ook na Handelinge 3 vers 15, 4 vers 10, 5 vers 28 en ook 7 vers 52. So baie plekke in Handelinge kom dit dan baie duidelik uit. Dit is interessant om daarop te let dat Paulus in sy eerste verwysing in sy briewe na die dood van Jesus eenvoudig sê dat hulle Jesus doodgemaak het, nie gekruisig het nie. Baie interessant dat hy dit sê. Dit is waarskynlik omdat die Jode self niemand gekruisig het nie. En in elk geval praat hy nie hier van die reddende element van Jesus se dood vir ons. Hy konstateer net die feit dat die Joodse gemeenskap uiteindelik verantwoordelik was vir die dood van hulle Messias. God se eie seun was deur God se eie mense doodgemaak. 'n Feit wat Paulus en wat volg sien as 'n patroon van verwerping van hulle enigste en ook ware God. Hulle het egter nie net vir Jesus doodgemaak nie, maar ook die profete. Dit lyk amper of die byvoeging van en die profete 'n nagedagte was en sodoende 'n verwysing na die tradisie waarna Jesus ook verwys het in Matteus 23 vers 33 tot 36. Jesus sê, daarom, kyk ek stuur vir julle profete en wyses en skrifkenners. Julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en julle sal sommige van hulle in julle sinagoges gesel en hulle van dorp tot dorp vervolg. So sal alle regverdige bloed wat op aarde vergiet is, vir julle toegereken word, van die bloed van Abel, die regverdige, tot by die bloed van Sagaria, die seun van Berechia, wat julle tussen die heiligdom en die altaar vermoor het. So Jesus spreek hulle daar baie sterk aan, dat hoe hulle die profete vervolg. Ek meen as jy die Ou Testament gaan lees, hoe dat die Ou Testamentiese profete met hulle gepraat het, en hoe sleg is die Ou Testamentiese profete baie maal deur hulle eie volksgenote behandel, as hulle gewaarsku het om weg te bly van afgode, as hulle opgeroep het om terug te keer na die ware God, baie van hulle geweldig vervolg. Hulle het nie 'n maklike lewe gehad, die Ou Testamentiese profete nie. Die punt wat Paulus wil maak, is dat dieselfde gemeenskap wat Jesus doodgemaak en sy vroeë volgelinge vervolg het, gaan maar net eenvoudig aan met die gedrag van hulle voorvaders. Hulle is van dieselfde afkoms as diegene wat voor hulle die profete doodgemaak het. Stefanus, die eerste martelaar, het dieselfde aanklag teen die Jode gebring in Handelinge 7 vers 52, waar hy sê, wie van die profete
is nie deur julle voorouers vervolg nie. Hulle het die doodgemaak wat die koms van die regverdige voorspel het. Hy wie se verraaiers en moordenaars julle ook nou geword het. So Paulus praat hier maar net wat ongelukkig baie waar was wat gebeur het en wat die Jode dan ook gedoen het aan Jesus en dan ook aan die profete wat voor hom was en selfs daarna. Julle weet dat selfs hoe dat Paulus hulle self uiteindelik ook deur die Jode vervolg was. Verskoon tog. En dan gaan hy 15b, hy sê en ons vervolging. Julle moet onthou dat Paulus het self voor sy bekering die Christene vervolg. En hier praat hy maar net en sê dat hulle het ons ook vervolg. In die lig van die lot wat die Here Jesus en die profete ondervind het, is dit geen verrassing dat diegene wat Christus volg, soos Paulus en sy mede evangeliedienaars, op dieselfde vervolging of op dieselfde wyse vervolging van sekere Jode ondervind het nie. Paulus het waarskynlik nie net die vervolging in gedagte gehad wat hy oor ondervind het nie, maar ook die rol wat sekere Jode gespeel het om hulle uit Thessalonika te verdryf. Handelinge 17 vers 1 tot 9. Maar nou kom Paulus met 'n geweldige aanklag. En hy sê dat hulle ook nie vir God tevrede stel nie. Ek meen, dit is 'n geweldige ding. Ek meen, Paulus het toe hy die Christene vervolg het gedog, hy doen wat God wil hê hy moet doen. En hierdie Jode, heel waarskynlik het ook gedink dat hierdie klomp messianers is mense wat nie die waarheid verkondig nie en daarom het hulle vervolg. En hier kom Paulus en sê dat hulle het ook nie vir God tevrede gestel nie. Hy sê in die lig van die voorafgaande is dit duidelik dat hulle God nie tevrede gestel het nie. Vir Paulus was dit baie belangrik om God in alles te behaag. Romeine 8 vers 8, Galasiërs 1 vers 10, ook 1 Tessalonisense 2 vers 4 en ook 4 vers 1. Hy verwys selfs na die Here Jesus wat nie homself behaag het nie in Romeine 15 vers 3. Nou Jesus sê self daar in Johannes dat hy het nie gekom om homself te behaag nie, maar in alles wat hy doen behaag hy die Vader. In 1 Tessalonisense 4 vers 1 bemoedig hy die gemeente aan om so te leef dat hulle God in alles sal behaag. En nou kom hy in die laaste deel van vers 15, hy sê, of in die D-gedeelte, op die oog af lyk hierdie harde woorde dieselfde as die van die ander antieke skrywers wat negatief gereageer het op die skeiding wat Jode tussen hulle self en ander etniese groepe gemaak het. Die Romeinse historikus Tacitus het byvoorbeeld beweer dat Jode felt hostility and hatred towards all people. Die Romeinse satirikus Juvenal het gesê dat Jode 'n onvriendelike ras was, who denied even the most common act of hospitality to strangers. Diodorus Siculus, 'n Griekse historikus, het geskryf dat Jode looked upon all people as their enemy and that they made their hatred of humankind into a tradition. Die vraag ontstaan of Paulus dieselfde mening as hulle gehuldig het. Die antwoord lê daarin dat daar 'n groot verskil bestaan tussen al hierdie harde stellings oor die Jode en Paulus se mening. Heidense kritiek was sosiaal teenoor Paulus se wat teologies was. Paulus het die groot ding gegaan, hulle verwerping van Jesus Christus as die Messias. Soos die volgende verse duidelik maak,
is Paulus kwaad vir die Jode, dan ook omdat hulle sy sending belemmer en daardeur die redding van die heidene verwyder. Ag, verhinder, wat sê ek verwyder nou, ekskuus. Verhinder. Met ander woorde, Paulus se groot ding het gaan oor hulle het Jesus verwerp, maar dan het hulle ook hulle verhinder om die evangelie te kan bring. Hy sê in vers 16, sê hy, en wat ons verhinder het om met die heidene te praat, sodat hulle verlos kan word. So die Jode se sondes in elke so opsig hulle volle maat bereik, en die oordeel het uiteindelik oor hulle gekom. Die A-gedeelte sê, en wat ons verhinder het om met die heidene te praat, sodat hulle verlos kan word. Hierdie sinsnede varieer vir Paulus se misnoë met sy volksgenote in 'n neutedop saam. Hulle staan in die pad van die verspreiding van die evangelie en van die heidene se verlossing. In die boek Handelinge is daar talle verwysings na Jode wat die verspreiding van die evangelie onder die heidene verhinder het. Handelinge 13:45 tot 50, 14 vers 2 en 19, 17 vers 5 tot 9 en 13 en ook hoofstuk 18 vers 12. Die Tessaloniërs het maar al te goed geweet dat Paulus hulle sy oorspronklike tuistering in Tessalonika deur die Jode aangehits is wat jaloers was op die evangelie boodskap wat heidene toegelaat het om volle lede van die volk van God te word sonder om die vereistes van die Torah, dis die wet, na te kom. Hulle vervolging van Paulus hulle was 'n poging om die Christelike boodskap te stop om die heidene in Tessalonika te bereik. Hy sê dan in die B-gedeelte, so die Jode se sondes in alle opsigte hulle volle maat bereik. Die direkte gevolg van die Jode se antagonisme teenoor die heidene wat die goeie nuus van verlossing sonder Torah vereistes ontvang, is dat hulle sondes in elke opsig hulle volle maat bereik het. Dit lei na die woord van oordeel wat volg. En die oordeel het uiteindelik oor hulle gekom. Hulle verhindering van die evangelie om dit te versprei het daartoe gelei dat God se oordeel oor hulle gekom het. Paulus was so seker van hierdie oordeel, al het dit nog in die toekoms gelê, dat hy daarvan praat asof dit alreeds gebeur het. So, dit is dan hoe hy dan praat oor die Jode en wat hulle gedoen het om die evangelie se verspreiding in Tessalonika te verhinder. Ek wil net iets sê te besluite dat Jesus is nou ons advokaat wat vir ons intree. Maar die Bybel sê, as hy weer gaan kom en ons voor hom gaan staan, dan gaan hy nie meer 'n advokaat wees nie, hy gaan 'n regter wees. Dit laat my dink aan 'n verhaaltjie wat ek gelees het, wat ek al baie vertel het, van 'n sekere man wat 'n geweldige misdaad gepleeg het, en hy moes voor die hof verskyn. En 'n jong advokaat het gehoor van die saak en na hom toe gekom en vir hom gesê, hy sal hom verdedig. Toe sê die man, maar hy het nie geld om hom te betaal nie. Toe sê hy, nee, ek sal dit vir jou doen, ek sal dit vir nie doen, ek wil dit graag doen, is my heel eerste saak. En die uitsluitsel van die saak was, dat hierdie advokaat die saak gewen het. En toe die man hom aan die einde dankie sê, toe sê hy vir hom, ek is so bly meneer, dat het so vir jou uitgeloop het, maar nou moet jy my een ding beloof, sorg dat jy so sal lewe, dat jy nooit weer in hierdie hof sal verskyn. Jare het verbygegaan, en hierdie man het 'n baie ernstig, wat nog ernstiger was, misdaad gepleeg, en hy moes weer voor die hof verskyn. En toe hy in die hof kom, toe spring daar hoop in sy hart op, want toe sien hy dat die advokaat, wat hom soveel jare terug losgekry het, is nou die regter, en hy is so bly daaroor,
En die man het gekyk en die regter het gekyk en hy het ook die man erken. En toe sê hy vir hom, meneer, ek het jou soveel jare terug gesê, jy moet nooit weer voor die hof verskyn, en weet jy wat? Nou kan ek vir jou niks doen nie. Want soveel jare terug was ek jou advokaat gewees. Nou is ek jou regter. En dis presies met die Here Jesus. Die Bybel sê hy leef vir altyd om vir ons in te tree. Hy bid vir ons. Hy tree vir ons in met alles wat hy het, sodat ons kan ons saak met die Here altyd reghou. Maar daar gaan 'n dag wees wat nie net ons, maar die hele wêreld voor hom gaan verskyn. En dan gaan hulle hom nie leer ken as advokaat nie, maar as regter. So laat ons dit altyd onthou. En mag die Here ons help dat ons altyd Jesus sal navolg met alles wat ons het. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u dit lewend maak in ons harte. Help ons, Here, om dit uit te lewe tot eer van u naam. Baie dankie in Jesus se naam. Amen.